Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Dit is ook vir my lekker om hier aan die begin van 'n nuwe jaar saam met jou te wees. Ek glo en vertrou dat jy en jou geliefdes 'n goeie Kersgety gehad het en 'n feesseisoen. Dat dit goed gegaan het met elkeen van julle en dat julle die vreugde en die liefde van Kersfees kon ervaar en beleef. Ek glo ook dat julle 'n baie goeie nuwe jaar gehad het tot dusver en dat alles vir julle vlot en voor die wind verloop. Mag 2026 vir elkeen van ons 'n baie besonderse en 'n baie geseënde jaar wees. Ek wil vra dat ons in ons gebede sal dink aan almal wat in die komende week verjaar. Mag God hulle seën en mag God vir hulle in hulle nuwe lewensjaar gesondheid gee en mag dit net met hulle voorspoedig gaan. Ons dink ook aan almal op ons voorbereidingslys. Ek wil vra dat jy asseblief weer vir ons name sal stuur van mense wat voorbereiding nodig het, sodat ons aan elkeen kan dink en by hulle kan uitkom en vir die Here kan vra om hierdie pad saam met hulle te stap en vir hulle genesing te gee. So indien daar enigiemand is wat se naam op ons voorbereidingslys geplaas moet word, asseblief laat weet ons. Intussen as jy weet van iemand, doen asseblief vir hulle voorberei. Dan pak ons die jaar aan soos wat hy kom. Die aktiwiteite begin weer hierdie komende week, so ons vra dat jy asseblief na ons kalender sal kyk vir al die aktiwiteite wat begin. Dan baie sterkte ook aan al ons jong mense. Mag dit ook met julle baie goed gaan in hierdie nuwe kwartaal. Mag dit vir julle 'n baie voorspoedige en 'n baie geseënde jaar wees. Dit is dan nou al wat my afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net eers ons oë sal sluit en dat ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons aan die begin van 'n nuwe jaar hier by U kan kom stil staan. Ja Vader, die jaar is darm nou al so 2 weke aan die gang, maar vir ons voel dit nog nuut en vars, veral vir my wat nou eers weer begin werk en ons kom dra hierdie nuwe jaar aan U op. Ons wil vra dat U in hierdie nuwe jaar saam met ons die pad sal stap, dat ons geestelik sal groei, dat ons geloof sal oorgaan in aksie in, Vader, en dat ons regtig by dit sal uitkom in hierdie jaar waarby U wil hê ons moet uitkom. En daarom is dit vir ons belangrik om ook hier stil te staan rondom U woord en om U woord te bestudeer en by U te hoor wat U vir ons beplan vir die jaar wat kom. En daarom vra ons waar ons nou uit die woord uit gaan lees, dat U dit vir ons sal oopbreek, dat U met elkeen van ons daaruit sal praat, dat ons iets daaruit sal neem vir onsself en dat ons dit sal toepas in ons lewens. Daarom vra ons, Gees van God, werk met ons. Here, breek die woord nou vir ons oop. Spreek met elkeen van ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ek het dit goed gedink om 'n teksgedeelte te kies wat vir ons aanpas by die oorgang van die ou jaar na die nuwe jaar toe en 'n nuwe begin, en daarom het dit my gelei na Genesis 12 toe, en ek gaan vir ons saam lees vanaf vers 1 tot 9. Dit gaan oor die roeping van Abraham. Daar staan: Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem, sy aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het.
Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en al gaande na die suidland toe versit. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, die begin van 'n nuwe jaar is vir baie van ons amper soos 'n geleentheid om 'n nuwe lewe te begin, om oor te begin, om van voor af te begin. Dit is asof dit 'n skoon bladsy in 'n ou boek is, of dikwels sommer 'n hele nuwe boek waarin ons met mooi nuwejaarsvoorneme kan begin en wat ons hierdie voorneme kan gebruik om al ons bladsye mee te vul. Dit is ook asof die nuwe jaar ons aanmoedig om dit wat agter is, agter te los en oor te begin. Nou ek weet ons het so 2 weke gelede al het ons by die 31ste Desember stil gestaan, maar ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik daaraan terugdink. Soos wat ons die minute afgetel het en die sekondes afgetel het en met groot jolijt die nuwe jaar aangekondig het, het daar 'n opgewondenheid in ons na vore gekom. Dis asof die nuwe begin vir ons 'n emosionele vernuwing na vore laat kom het. En miskien is dit die rede waarom ons nuwe krag en entoesiasme het, want ons het 'n nuwe opgewondenheid waarmee ons hierdie jaar wil aanpak. Dis nie asof ons nou ewe skielik meer krag het as die vorige dag of meer energie bygekry het nie, maar dis bloot omdat ons voel dat ons 2025 agter ons kan los en asof ons kan oorbegin in 2026. Dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons opgewondenheid, dit gee vir ons nuwe energie en dit sê vir ons dat die jaar oop voor ons lê en dat enige iets vir ons moontlik is vir hierdie nuwe jaar. Nou net soos wat ons 31 Desember 1 Januarie hierdie oorgang beleef van ou jaar na nuwe jaar toe, net so beleef ons in die Bybel ook oorgange. En Genesis 12 wat ons vandag saam gelees het, is so 'n oorgang tussen die Bybelse verhale van die oertyd na die verhale van die geloofsvaders toe. Nou die verhale van die oertyd is die verhale wat vir ons iets vertel van die skepping of van die sondeval, die groot watervloed en van Noag en dan ook van Babel. En dan van Genesis 12 af kry ons die verhale van die historiese figure. Die verhale wat vertel hoe God begin het om vir hom 'n verbondsvolk saam te roep, by mekaar te maak. En waar begin God? Met die roeping van 'n enkele vir wie hy 'n opdrag gee om weg te trek uit sy bekende omgewing uit. Nou wanneer ons by Abraham en sy avontuur stil staan, kan ons baie verskillende lesse by hom leer. Maar vandag wil ek egter fokus op vers 2 van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. En ek wil dit net weer vir ons lees. Daar staan: Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën. Nou ek wil vandag vir jou vra, het jy al doelbewus na iemand toe geloop en jou hande op daardie persoon gelê en gesê, ek seën jou? Of het dit dalk al met jou gebeur dat iemand na jou toe gekom het, jou die hande opgelê het en jou geseën het? Wel, elke keer wanneer jy na erediens toe gaan of wanneer jy na my video's kyk, dan word jy geseën. In die kerkgebou sal dit aan die einde van die preek wees, wanneer die prediker hulle hande so in die lug opsteek en die seënbede uitspreek, en in my video's word jy ook aan die einde van die video so geseën. En wanneer ons so die seën van die Here uitspreek, dan tel dit vir elkeen wat na daardie seënbede luister. En wanneer ons hierdie seën uitspreek, is dit nie net
'n mooi wens wat ons uitspreek nie. Maar dis God wat jou kom verseker van sy teenwoordigheid en wat jou kom toerus en jou bemagtig vir die pad vorentoe. Hy gee inderdaad vir jou sy seëninge. En wanneer God spreek, dan is dit skepingswoorde, want sy woorde het skepingskrag. Nou ons as gereformeerdes het nie juis 'n tradisie om self mense te seën nie. Miskien is dit as gevolg van die feit dat ons 'n bepaalde nederigheid of 'n bepaalde eerbied het. Ons sal liewer 'n seënbede van die Here afbid. En tog kry ons dit gereeld in die Bybel dat die geloofsvaders hulle kinders seën en is dit 'n normale praktyk in die Bybelse tyd. Kyk ons na Genesis 48 vers 20, dan staan daar, daardie dag het Jakob die 2 seuns geseën. Die Israeliete sal mekaar seën met die woorde, mag God jou maak soos Efraim en Manasse. In Genesis 49 het Abraham sy kinders een vir een geseën op sy sterfbed. Blaai ons verder na Levitikus 9 vers 23 toe, dan staan daar, toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. Die magtige teenwoordigheid van die Here is toe aan die hele volk geopenbaar. Selfs Moses het mense geseën. As ons kyk na Deuteronomium 33 vers 1, dan staan daar, Moses, die man van God, het die Israeliete voor sy dood met die volgende woorde geseën. En dan spreek hy die seën oor hulle uit. En Joshua het voortgegaan met hierdie handelinge in Joshua 14 vers 13, waar Joshua sy seën uitgespreek het oor Caleb. En so kan ek die een na die ander voorbeeld noem van die geloofsvaders wat mense geseën het, wat vir ons 'n aanduiding gee dat dit 'n normale praktyk in die Bybelse tyd was. Maar wat egter vir my nog belangriker is dat ek en jy moet ontdek dat God 'n seënende God is. En wat beteken dit as ek sê dat God 'n seënende God is? Dit beteken dat God goeie gawes vir die wêreld wil gee. Wanneer God iemand seën, dan omvat dit die grootste en die beste gawes wat God in sy hemelse skatkamers het. En waar begin God om hierdie skatte uit te deel? Hy begin by 'n enkeling wat hy op 'n avontuur stuur. Hy begin by Abraham en hy sê vir hom, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. So God roep Abraham om deel te wees van hierdie avontuur. En 'n avontuur is 'n ontdekkingstog met duisende verrassings en met baie goeie gawes en seën uit God se hand uit. En hierdie verrassings wat 'n mens verryk en jou laat verder trek, is verrassings wat jy in 'n sak by jou ronddra. Dit is 'n sak vol gawes en rykdom en seëninge wat jy met jou saamdra. En oral waar jy gaan, verloor jy daarvan langs die pad, by ander mense en op verskillende plekke. So met ander woorde, ons deel hierdie verrassings, hierdie gawes, hierdie rykdom en seëninge uit God se hand uit met ander mense. Hulle word daardeur verryk en hulle sal dan weer op hulle beurt hierdie rykdom en seëninge verder versprei. So geliefdes, net soos wat God vir Abraham destyds genooi het om op hierdie avontuur saam met hom te gaan, so kom vra hy ook vandag vir my en jou om in 2026 'n avontuur saam met hom aan te pak, om saam met hom op reis te gaan. Hy wil met ons hierdie verrassings deel. Hy wil sy gawes vir ons gee. Hy wil hê ek en jy moet hierdie seëninge en hierdie rykdom uit sy hand uit ontvang en ons moet dit gaan deel met ander mense, sodat ons hulle lewens daardeur kan verryk. Die vraag is, gaan jy 2026 saam met die Here reis?
gaan jy besluit om hierdie avontuur saam met hom aan te pak. Want dit is 'n besluit wat ek en jy gaan moet maak. Dis 'n keuse wat ek en jy gaan moet uitvoer. Net soos wat Abraham destyds hierdie besluit moes neem. Hy moes besluit of hy gaan trek en sy gemaksone gaan agterlaat en of hy gaan bly sit in sy gemaksone. Hy het toe besluit om hierdie kans te vat en om te trek, sonder om die bestemming te weet. So hy kon dit nie soos ons in sy GPS intik en die GPS gee hom die rigting wat hy moet inbeweeg nie. Hy gaan toe ook na God toe en hy sê vir Here, Here, maar waarheen wil U hê moet ek trek? En die Here sê vir Abraham, moenie daaroor bekommerd wees nie, Abraham, ek sal vir jou wys. En hy sê vir my, Here, in watter rigting moet ek begin stap as ek nou klaar my goed gepak het, en bymekaar gemaak het en my mense en my vee, waarheen moet ek stap? In watter rigting? Oos, wes, suid, noord? En die Here sê vir hom, Abraham, vertrou my net. En dis waar die reis begin. Dit begin met geloof, onvoorwaardelike geloof, om God blindelings te vertrou, omdat jy net nie weet nie. Maar jy weet een ding, God is daar. Hy ken die pad en hy het hierdie sak vol met seëninge en gawes wat op hierdie reis saam met jou gaan. En dieselfde geld vir my en jou. Nie een van ons weet wat 2026 vir ons inhou nie. En dit is wat dit so wonderlik en opwindend maak, want die toekoms lê oop vir ons. Die moontlikhede is legio en ek en jy kan hierdie pad saam met God aanpak. Want al weet ons nie wat die toekoms vir ons inhou nie, al weet ons nie wat 2026 gaan oplewer nie, weet ons verseker, God is reeds daar. En dit is al wat ek en jy hoef te weet. Verder moet ons net leer om hom te vertrou en om aan hom vas te hou. Maar die vraag is ek en jy bereid om dit te doen? En indien wel, dan moet ek en jy hierdie reis begin. Dis wat Abraham gedoen het. Hy het die reis saam met God aangepak. En soos wat hierdie reis gevorder het, het Abraham al hoe meer seëninge en gawes uit God se hand ontvang. Watter seëninge het hy gekry? Kom ons kyk net 'n bietjie daarna in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Eerstens het hy die roepstem van God gekry, wat vir hom verseker het dat God 'n roeping vir hom het, dat hy God moet leer ken en dat hy God moet volg. Onthou, hy was nie 'n kind van die Here toe God hom geroep het nie. So hy het hierdie roeping van God ontvang. Hy het God gehoor en hy het hierdie smagting gehad na iets meer en God het dit aangespreek. Verder het hy geloof ontvang. Hierdie roepstem het hom geleer om te vertrou. Onthou, hierdie God is beter as die maangod wat hy in Ur aanbid het. En hy kon in 'n verhouding met hierdie God staan. Hy het 'n verbond ontvang. 'n Verbond van beskerming. 'n Verbond van veiligheid. Van tuiskom by God. 'n Toekoms wat verrassend nuut is. En 'n belofte van 'n groot nageslag. Vir Abraham, wat al baie oud is, en sy kinderlose vrou. En later sou hy trek. En sou hy die belofte kry van 'n hele land. Geliefdes, dis die les wat ek en jy moet leer. Om te waag saam met God en om hom gehoorsaam te wees. Ek beloof jou, as jy dit saam met God gaan waag en as jy aan hom gehoorsaam gaan wees, gaan hy jou verbaas. Jy gaan verbaas staan oor alles wat God in en deur en vir jou wil doen. Onthou, God reis saam met my en jou. Ek en jy reis nie alleen nie. Hy is daar om ons te bemoedig. Hy is daar om ons te ondersteun. Hy is daar om ons te help as ons nie weet watter kant toe nie. Hy is daar om vir ons krag te gee as ons moedeloos is. Hy is daar om ons te beskerm en om ons veilig te hou.
Hy's daar om my en jou te seën. Hy is die perfekte reisgenoot. En daarom kan ons nie anders as om te kies om hierdie nuwe jaar saam met hom aan te pak en saam met hom te reis nie. Om toe te laat dat God my en jou verras. Abraham het op hierdie reis saam met God gegaan en God het hom nie teleurgestel nie. God het hom geseën, maar hy het ook meer gekry as net hierdie seëninge uit God se hand uit. Hy het ook beloftes uit God se hand uit ontvang. As ons kyk na ons teksgedeelte wat ons saam gelees het, dan sien ons daar's 7 beloftes uit die Here se hand uit. Kom ek noem dit net gou op. Hy sê vir hom, ek sal vir jou 'n groot nasie maak. En in Genesis 15 lees ons dat dit so baie soos die sterre in die lug sal wees. Ek sal jou seën. Ek sal jou 'n man van groot betekenis maak. Jy moet tot 'n seën wees verander en ek sal seën wie jou seën. Ek sal die vervloek wat jou vervloek en ek sal al die volke van die aarde deur jou seën. Geliefdes, en in hierdie laaste een tref ons die seënbelofte aan van die Messias. Maar ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik inzoom op een van hierdie beloftes wat hy ontvang het. En hierdie belofte tref ons in die middel van hierdie beloftelys aan. En dit is vir my een van die belangrikste elemente. Daar staan, en jy moet tot 'n seën wees. Nou kyk ons na die oorspronklike Hebreëse werkwoordvorm, dan is dit 'n uitsonderlike een. Dit kan op 2 maniere vertaal word. Die een manier sê, en jy sal tot 'n seën wees. Of ek en jy kan dit vertaal met, en jy moet 'n seën wees. Nou kom ons staan net eers by die eerste een stil wat sê, en jy sal tot 'n seën wees. Dit beteken dat God so met jou sal besig wees, dat jy nie iets anders as 'n seën vir ander kan wees nie. Ek dink dit sluit nogal vir my aan by God se Nuwe Testament Pinksterwerk deur die Heilige Gees. God is met ons besig. Hy is deur die Heilige Gees besig om my en jou te verander. Waar ons lewens deur die sondeval verbuig was om 'n vloek te wees, daar is die Heilige Gees besig om ons reg te buig sodat ons aan die droom kan beantwoord, naamlik om 'n seën te kan wees. Ons word dus 'n instrument waarmee God sy droom wil uitvoer om die wêreld te seën. En ek en jy is die kanale van seën vir ander en vir die gemeenskap. En ons word doelbewus deur God se Gees omvorm tot 'n seëning. En God gee hierdie seëning, my en jou, vir die wêreld. Ons word God se lewegewende woord van liefde verander. Geliefdes, en ek wil vandag vir jou vra, laat jy God toe om jou so te gebruik. Laat jy God toe om jou 'n seën vir ander te maak. Die tweede manier om die teksgedeelte te vertaal is, en jy moet tot seën wees. Dit is 'n opdragvorm soos in ons huidige 83 vertaling. Dit verwoord 'n opdrag, jy moet. Dit is nie altyd vanselfsprekend dat 'n mens jou roeping uitleef nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Dit help nie jy is 'n bruikbare watersproeier, maar jy weier dat die water deur jou vloei nie. Dan bly die tuin droog en sal die plante verwelk sonder om blomme te dra waaroor die groot tuinier droom en kan bly wees. Ek en jy staan onder die opdrag om tot 'n seën te wees. Die droomgewer is ook die opdraggewer en die wêreld wag vir die seën. Wat is hierdie seën wat die gemeenskap vandag nodig het? Ek dink dit is dieselfde seën as wat Abraham destyds moes uitdra na die wêreld toe.
In 'n wêreld wat nie van God weet nie, moet ons vir daardie wêreld van God vertel. En ons moet hulle vertel dat hy 'n roepende God is. In 'n samelewing wat nie weet van trek in die geloof nie, moet ons vir hulle daartoe uitdaag en ons moet vir hulle die voorbeeld stel van trek in die geloof, van vertroue op God. In 'n samelewing wat nie seëninge tel nie, moet ons hulle leer om seëninge te tel. In 'n samelewing waar mense verdwaald is en nie avontuur ken nie, moet ons hulle leer van die groot avontuur wat ons saam met God kan aanpak. En waar mense wanhoop en hartseer ervaar, moet ons hulle leer om bakkant van God se seëninge te ontvang. Geliefdes, ek wil vandag kom afsluit deur te sê dat hierdie teksgedeelte vir my oor 2 handelinge gaan. En die 2 handelinge waaroor dit hier vir my gaan, is die ontvang seëninge uit God se hand uit en seën ander mense rondom ons. Dit gaan oor ontvang en gee. En dit wat jy ontvang, sal korreleer met dit wat jy moet gee. Kan ek 'n paar voorbeelde daarvan gee? As jy die gawe van musiek ontvang het, dan seën jy die gelowiges met jou musieknote. As jy geld in jou sak het, dan seën jy ander mense in die gemeente met 'n deel daarvan. As jy die gawe van luister ontvang het, dan gee jy jou ore vir die mense wat jou graag iets wil vertel. As jy die gawe van gebed ontvang het, dan tree jy in vir jouself, jou familie, jou gemeente en vir die wêreld. As jy groen vingers het, dan plant jy plantjies en jy gaan deel daai plantjies met die mense om jou. As jy 'n bakker is en jy hou van bak, dan bak jy en jy deel jou gebak met die mense rondom jou. En daarom is dit belangrik dat ek en jy ons gawes, ons seëninge uit God se hand sal ontdek, sodat ons dit kan gaan deel. En daarom moet ek en jy die vergrootglas vat en ons moet ons lewens gaan ondersoek en gaan seker maak, wat is daardie gawes, wat is daardie seëninge wat uit God se hand uitkom, en dan moet ons besluit, hoe gaan ons ander daarmee seën en bederf in die komende jaar. Ons geloofslewe is een van ontvang en van gee. Ons ontvang die seën van die Here en ons gaan deel die seën van die Here. Een hand is bakkant om van God te ontvang en die ander hand is seënend op 'n ander een se skouer. En dit is hoe ek en jy hierdie avontuur in 2026 behoort aan te pak. Die keuse is egter joune. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe jaar, vir nuwe geleenthede. Dankie dat ons vandag gehoor het dat U hierdie jaar saam met ons wil aanpak. Vader, dat U net so opgewonde is oor die nuwe jaar, oor hierdie skoon boek of hierdie skoon bladsy of hierdie nuwe hoofstuk wat vir ons voorlê. En U wil dit saam met ons aanpak. U wil saam met ons op hierdie avontuur gaan waarin enige iets moontlik is en waar die opsies legio is en U wil hierdie pad saam met ons stap. En ja, ons weet daar gaan opdraandes wees en daar gaan moeilike tye wees. Dit gaan nie net maklik wees nie. Dit gaan nie net maanskyn en rose wees nie. Maar ons ontvang die belofte dat U hierdie pad saam met ons wil stap. En net soos wat Abraham moes kies om te trek, dit te waag saam met U, al weet hy nie waarheen nie, net so moet ons kies om te waag saam met U. Al weet ons nie wat in 2026 vir ons voorlê nie, kan ons hierdie pad saam met U stap. Maar dan moet ons U vertrou en ons moet saam met U waag. Dankie dat U ons wil seën, dankie dat U ons wil gebruik en dankie dat U wil hê ons moet 'n seën wees vir ander en dat U wil hê ons moet ander seën. En daarom kom ons nou en ons kom bid vir ons jong mense, Vader, en ons kom seën ons jong mense vir 2026.
Ons vra dat dit vir hulle 'n besonderse jaar sal wees wat by die skool vir hulle voorlê, dat hulle al hulle gawes en talente sal gebruik, dat hulle in hulle skoolomgewing 'n seën vir ander sal wees en dat hulle hierdie onbekende pad saam met U sal stap, dat hulle saam met U sal waag en dat hulle saam met U sal wen. Ons bid vir ons gemeente, ons kom seën elke individu in ons gemeente, ons bid dat U ons gemeente sal seën met 'n wonderlike jaar, dat ons geestelik sal groei, dat ons oor sal gaan tot aksie en dat ons hierdie nuwe jaar saam met U sal aanpak en dat ons nie net geseën sal word nie, maar 'n seën vir ander sal wees, dat ons sal uitgaan in die gemeenskap en 'n verskil sal gaan maak in mense se lewens. Ons bid ook vir elkeen wat siek is. Ons vra dat U die pad saam met hulle sal stap, dat U vir hulle krag sal gee, dat U wil is dat U hulle sal genees, dat hulle sal sterker word, dat hulle sal opstaan uit hierdie siekte toestand uit en dat hulle sal getuig oor U wat vir hulle goed is en wat hulle God is. Dankie dat ons 2026 in U hande kan kom plaas en dat ons hierdie avontuur saam met U kan aanpak. Ons bid al hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ek wil nou die seën van die Here oor U uitspreek. Here, U die oorsprong van alle lewe, die bron van liefde, wees voor ons en lei ons, wees agter ons en beskerm ons, wees naas ons en begelei ons, wees tussen ons en verbind ons, wees onder ons en vervul ons, wees oor ons en seën ons. Mag God die Vader, die Seun en die Heilige Gees met ons en by ons wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseën. Totsiens.